Ok, ons is by analitiese meetkunde, graad 11, en wat ons dan nou hier heel eers gaan doen is net om die definisie te kry van 'n inklinasiehoek. Nou 'n inklinasiehoek is hierdie hoekie daar, daai theta. En dit sê vir jou hoe styl 'n lyn is. Met ander woorde, dit sê die hoek wat gemaak word met die horisontaal, met ander woorde die x-as, maar in 'n antikloksgewyse rigting. So, weer eens, 'n inklinasiehoek is 'n hoek wat gemaak word met die horisontaal, maar in 'n antikloksgewyse rigting. So, sê nou ek vat daai lyn en ek ignoreer net eers vir 'n oomblik gou die hele lyn en ek verander hierdie lyn in 'n driehoekie daar. Dan is dit mos nou maklik om die inklinasiehoek theta daar te gaan bereken, want dan het ek 'n driehoek hier soos daai koördinaat A is op die lyn en A is 2 en 1, dan weet ek wel x, my x-waarde moet 2 wees en my y-waarde moet 1 wees. So dan is dit mos nou vir my maklik om met graad 10 se meetkunde, graad 10 se trigonometrie, daai hoek te gaan bereken. So ek kan sê, tan theta is gelyk aan, hoekom tan? Want ons werk met die teenoorstaande en die aangrensende sy. Met ander woorde, tan theta is gelyk aan die teenoorstaande, wat y is, op x. Die teenoorstaande sy is 1, die aangrensende sy is 2. Nou het ek nie die hoek nie, ek soek die hoek, so dan moet ek shift druk, shift, tan van 'n half, en dit is gelyk aan, theta is dan gelyk aan 26,57 grade. So met ander woorde, die inklinasiehoek van hierdie lyn is gelyk aan 26,57 grade. Maar dit gaan nie altyd so maklik wees om 'n driehoekie te maak nie. Kyk byvoorbeeld na hierdie geval waar ons 'n stomphoek het. Nou gaan hy nie meer deur die oorsprong nie. So met ander woorde, as ek nou 'n driehoekie wil maak hierso, gaan ek nou moet kry, daai afstand lyk vir my is 2 eenhede en daai afstand is ook 2 eenhede. Met ander woorde, jy gaan die verandering in x moet kry en ook die verandering in y, en dit is niks anders as die helling nie. So wat jy kan doen is, as jy inklinasiehoeke bereken, dan sê tan van theta is gelyk aan die helling. Met ander woorde, tan van theta is gelyk aan m wat die helling is. As ons 'n lyn met 'n positiewe helling het, dan gaan die inklinasiehoek 'n skerphoek wees. En as ons 'n negatiewe helling het, 'n lyn met 'n negatiewe helling, gaan die inklinasiehoek 'n stomphoek wees. Weereens, hoekom nou stomphoek? Want die inklinasiehoek is die hoek wat gemaak word tussen die horisontaal en die lyn, maar in 'n antikloksgewyse rigting. So kan julle sien hoe ver moet ek kom roteer om by daai lyn uit te kom. Dit is hoekom theta dan nou 'n stomphoek is daar. Nou kom ons kyk wat gebeur hier, want hier is nou 'n vreemde ding aan die gang. So ons kan onmiddellik sê, tan van theta is die helling. Ok, die helling het ons nou al geleer in graad 9, is delta y op delta x, so dit gaan gelyk wees aan 2 minus 0 op minus 3 minus 3 minus 1 minus 3 minus 1. So dit lyk vir my na 2 op minus 2 wat gelyk is aan minus 1. So yes, ons het 'n helling van negatief 1, daarom lê die lyn agteroor. So ek kan solank sê, tan van theta is gelyk aan negatief 1. Nou is die klomp detail wat ontbreek uit trig uit, wat ons later met julle sal bespreek. Die ding wat jy nou net gou moet glo en vertrou, is dat as ek nou die inklinasiehoek kry, kyk gou wat gebeur. As ek druk shift tan van minus 1, dan gee hy vir my minus 45 grade. Nou, omdat trig se beweging ook antikloksgewys is daai negatief 45 grade dan eintlik 'n kloksgewyse beweging. Met ander woorde, dit sê vir my, hierdie hoekie hierso is 45 grade. Ons noem hierdie hoek die verwysingshoek. So wat jy doen, as jy die verwysingshoek kry, dit is nou net wanneer jy werk met stomphoeke, wanneer jy werk met negatiewe hellings.
So daar het ek nou 'n negatiewe helling, dan los jy net eers daai negatief. So met ander woorde, wat ons gaan kry is 'n verwysingshoek, en die verwysingshoek gaan ek kry deur net te druk shift tan van 45 grade, en hy gee vir my 'n skerphoek in kwadrant 1. Ok, so daarso het ek nou shift tan van, ek is heeltemal mal in my kop, shift tan van, los die minus 1, en dit is gelyk aan 45 grade. So ek het nie die minus nou ingedruk nie, ek het net die 1 gekry om daai skerphoek te kry, daai 45 grade daar, en dan kan ek sê, wel, okay, as ek theta wil hê, dus theta gaan gelyk wees aan, hierdie is 'n reguit lyn, as daai 45 grade is, kan ek dit net daarvan gaan aftrek om te kry 135 grade. So om vir jou vinnig nog 'n voorbeeld te wys van 'n stomphoek, ek kan vinnig vir jou ene hierso teken. Kom ons kyk sommer gou na die lyn. Y is gelyk aan negatief 3x plus 2. So daar het ek 'n lyn se vergelyking, daar is die helling. So nou kan ek sê die inklinasiehoek theta daar gaan uit die aard van die saak 'n stomphoek wees. So ek kan sê tan van theta is gelyk aan die helling. So tan van theta is gelyk aan minus 3. Nou moet ek 'n verwysingshoek kry, omdat my helling negatief is. So verwysingshoek los die minus, so ek gaan druk shift tan van net gewone 3, en ek gaan kry my verwysingshoek is 71,565 grade. Nou weer eens, dit is daai skerphoekie daar, 71,565 grade, en as ek theta wil hê, trek ek dit af van die 180 grade af. Hou dit net so op jou sakrekenaar, 180 minus my antwoord, en ek kry theta is 108,43 grade.